Goeiemôre vriende, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons wysheid sal gee, insig en verstand om nie net te lees nie, maar ook ter harte te neem dit wat die Here deur sy woord vir ons wil kom leer. En ek dink vanmôre so aan daai kinderliedjie wat sê wonderbaar boek, sal sy blaaie deursoek, sal dit lees en gehoorsaam. Dis 'n wonderbaar boek. Nou vanmôre gaan ons aangaan met ons reeksie vanuit die boek Spreuke. Ons gaan vanmôre kyk na vers 33 tot 35. Ons kyk so 'n bietjie na die gedagte van wysheid, om hard te werk en om God te eer in alles wat ons doen. So kom ons val weg by vers 33 en ons lees wat daar staan. Daar staan, wysheid rus in die hart van die verstandige, word selfs rigbaar te midde van die dwaase. Nou vir hierdie vers het my so bietjie laat kopkrap, want jy kyk na die vers en jy's nie altyd seker wat Salomo daarby bedoel nie, maar as jy skrif met skrif vergelyk, as jy so 'n bietjie gaan navorsing doen, dan kom jy agter dat Salomo praat weer eens oor die woorde van die wyse teenoor die woorde van die dwaase. Wat Salomo eenvoudig vir ons wil kom leer, en eintlik maar die Here vir ons wil kom leer deur die pen van Salomo, is dat die wyse het 'n wyse hart. En wanneer die wyse man praat, praat hy uit die wysheid van sy hart. Hy plaas 'n wag voor sy mond en hy bewaar die poort van sy lippe en hy laat nie net dwaasheid uitborrel en hy antwoord nie elke saak onmiddellik en hy sê nie te veel oor elke saak nie. Hy weeg sy woord is met sout besprinkel en hy weet hoe om ieder en elk te antwoord. Beteken nie dat die wyse vriende geen fout kan maak of geen verkeerde woord kan sê nie. Maar die algemene patroon van die wyse is dat die wysheid in sy hart ook in sy woorde na vore kom. En dan sê die Bybel vir ons, word selfs rigbaar te midde van die dwaase en basies stel Salomo die kontras. Aan die ander kant, die dwaase laat sy sotheid uitborrel. Sy hart is nie wys nie, sy hart is met boosheid gevul, dit kom na vore in sy woorde, hy praat dikwels baie die dwaase praat baie, maar hulle sê nie veel nie, daar is nie wysheid in hulle spraak nie, dis 'n klomp klanke en woorde, maar daar's nie regtig iets opbouends, iets wat 'n mens stuur in 'n rigting nie. Nou sê die Bybel dat selfs die dwaase by tye moet erken dat die wyse wysheid praat en insig gee in 'n bepaalde saak. Jy sien, die wyse beskaam die dwaase wanneer die wyse man met wysheid praat en God verheerlik ook deur sy spraak. En dis belangrik, weer eens dat ons sal sien dat ons wys sal wees, nie net in wat ons doen nie, maar ook in wat ons sê, en sodoende die dwaasheid tot rus te kan bring. En die dwaase kan wys daarop dat wysheid lê gesetel in die hart van die woord, en God se woord gee vir ons wysheid en insig in elke situasie van ons lewe, en ook om elke saak te beantwoord op 'n sinvolle manier. Vers 34 sê, geregtigheid verhoog 'n volk, maar die sonde is 'n skandvlek vir die nasie. Nou vriende, hierdie vers is baie duidelik, dat die oomblik wanneer ons God se waarheid en sy woord verlaat, is daar altyd hierdie hartseer wat ons beleef. Die Bybel is vol daarvan, vriende, die geskiedenis is vol daarvan. As ons die Here gehoorsaam, beleef ons vrede, as ons afwyk, beleef ons hartseer en pyn. Baie mense kyk na kommunistiese lande en sê, kyk hoe floreerend is daardie kommunistiese lande. Nou vriende, dis nie uit wysheid dat jy dit sê nie, want jy het nie gaan ondersoek doen wat werklik daar aangaan, en die tirannie van so 'n leier, wat hierdie mense eintlik verswelg met sy wreedheid nie. As ons gaan kyk na die mees florerende lande, is dit lande waar God geëer word, God se woord en sy wet toegepas word op die landsburgers, en landsburgers hierdie waarheid eer. Met ander woorde, God is sentraal in die regering, God is sentraal in die skole, in die universiteite en oralste. En daarom, vriende, beleef ons die hartseer in Suid-Afrika. Waarom? Want ons het God uit die skole geskuif, uit die parlement geskuif. In Amerika beleef hulle dit, in Europa beleef hulle dit, wêreldwyd beleef die westerse wêreld wat florerend was, beleef agteruitgaan, beleef hartseer, beleef armoede, soos nog nooit in die geskiedenis gesien nie. Waarom? Omdat ons God en sy waarheid verlaat. Die agteruitgang is sigbaar. Die agteruitgang is van so 'n aard, vriende, dat mense met hulle hande in hulle hare sit, die vergryp aan drank, aan dwelms, aan voorhuwelikse seks, aan abortus, seksuele losbandigheid, perversie, die LGBTQ beweging, en so kan ons aangaan. Werkloosheid wat toeneem, en al hierdie goed is 'n direkte uitvloeisel daarvan, dat ons God een kant skuif. Daarom sê die Bybel, geregtigheid verhoog die volk. Geregtigheid beteken hulle wat reg doen. God is die bron en die pinnacle van geregtigheid. En daarom, vriende,
As geregtigheid nagejaag word, beteken dit dat 'n volk God verhoog. Ons soek hom vanuit die waarheid van sy woord. Ons verhoog hom deur 'n lewe van heiligheid. Maar die sonde is 'n skandvlek vir die nasies. En daarom wil ek vir u sê, dis noodsaaklik dat ons sal sien wat die Here ook vir sy volk gesê daarin Jeremia 7 vers 23. Hy sê maar, hierdie saak het ek julle beveel, naamlik luister na my stem, dan sal ek vir julle God wees en julle sal vir my volk wees en wandel net in die weg wat ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan. Nou kom Jeremia, hy sê, maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar gewandel en wat hulle in die verharding van hulle bose hart beraadselig het. En hulle het agteruit gegaan en nie vooruit nie. Nou enige ou wat vir my sê dat die wêreld vooruit gaan is blind, is kortstondig in sy denke en hy's moedswillig. Ons sien die agteruitgang. Vriende, kyk die nuus, lees die koerante, kyk na wat hulle vir jou sê. Die westerse wêreld is besig om met rasseskrede agteruit te gaan. Waarom? Omdat mense God verlaat. Boosheid neem toe, sonde word omhels. En sonde is niks anders as 'n adder wat jou byt en jou hele liggaam met sonde deurweek nie. En met hierdie gif van sonde deurweek nie. Daarom sê die Bybel, sonde is 'n skandvlek vir die nasie. En God haat sonde en die Bybel leer vir ons dat die Here sy eie volk in ballingskap laat wegvoer het. Die Here het sy eie volk gestraf. En daarom moet ons nie verbaas staan oor dit wat in ons land en wêreldwyd gebeur nie. Vriende, die agteruitgang is direkte wyte aan die feit dat ons die God van die Bybel verontagsaam. Wat is die antwoord? Wat is die oplossing? Die Here sê, keer terug na my met julle hele hart en ek sal na julle terugkeer. Daar is altyd hierdie gedagte van God se oproep om genade, dat hy genade wil bewys en barmhartigheid, dat ons ons sonde sal bely, dat ons dit sal verstaan en dat ons barmhartigheid sal vind. Die laaste vers sê, die welbehae van die koning is vir 'n verstandige dienaar, maar een wat skande maak, is 'n voorwerp van sy grimmigheid. Nou vriende, hier gaan dit eintlik maar oor die gedagte van die koning en sy onderdane. Nou die eenvoudige gedagte is hierso, dat as 'n dienaar van die koning verstandig opgetree het, het hy 'n welbehae by die koning ontvang. Met ander woorde, die koning het goed gekyk na sy dienaar, wat hard gewerk het, wat toegewyd was, wat eerbaar was, wat opreg was. Maar aan die ander kant sê die Bybel vir ons, maar een wat skande maak, is 'n voorwerp van sy grimmigheid. Gaan lees maar die geskiedenis, hoe dikwels konings hulle dienaars om die lewe gebring het, omdat hulle in opstand gekom het teenoor die koning, omdat hulle nie eerbaar was in hulle werksetiek nie, omdat hulle nie reg opgetree het volgens die orde wat daar gestel was nie. Nou ons het nie vandag meer konings nie en ons is nie diensknegte nie. Die Bybel sê vir ons het vandag die werkgewer en die werknemer verhouding en ons kan eintlik die beginsel toepas op hierdie werkgewer-werknemer verhouding. Luister vriende, dis my hartseer om te hoor hoeveel mense kla oor hulle werk. Hulle wil nie opstaan in die môre nie, hulle wil nie in hulle kar klim en gaan werk nie, hulle hou nie van hulle baas nie, hulle hou nie van die omstandighede nie, hulle hou nie van die werksplek nie, en daar's net omtrent niks waarvan hulle hou nie, behalwe die salaris tot die einde van die maand kry, en daaroor is hulle ook ongelukkig, omdat dit altyd te min is. Ek wil jou vra, as jy God eer, dan eer jy hom in jou harde werk. Dan wys jy vir jou werkgewer, dat jy dankbaar is oor die werk wat God vir jou voorsien het, deur hom. Die salaris wat jy kry is, wat God deur hom vir jou voorsien. En jy eer die Here deur hard te werk, en nou sê die Bybel vir ons baie duidelik, dat selfs jou werkgewer sal dit sien, en daar sal 'n glimlag op sy gesig wees. Daar sal hierdie goeie verhouding wees tussen julle. Waarom? Want hy sien dat jy eerbaar is in wat jy doen. Die Bybel sê vir ons eet of ons drink, of ons enige iets doen dit van harte, asof vir die Here en nie vir mense nie. Daarom is daar baie kinders van die Here wat hartseer beleef in hulle lewe by hulle werksplek, omdat hulle nie eerbaar is teenoor God en teenoor hulle werkgewer nie. Daarom pleit ek by jou, as jy kind van die Here is, dank die Here, sien alles as 'n goeie gawe uit sy hand, en alles jou omstandighede nie rooskleurig nie. Dank die Here vir wat jy het, vir wat hy vir jou gee, wees wys, werk hard, eer God, en jy sal eendag die mooi so by hom ontvang. Ons stry die goeie stryd. Vriende, ons is besig om hierdie wedloop te volëindig. Ek pleit dat ons die geloof sal behou. Een lewe, gou gaan dit verby. Net wat ons vir die Here doen, sal staande bly. Mag die Here ons seën met wysheid en insig, mag hy ons bekragtig dag na dag tot eer van sy naam. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.